Ons is so 3 minute vroeg, maar laat ek so lank begin, en as daar nog iemand inslip. Is julle almal op die WhatsApp groep wat my vrou nou vanmôre 'n boodskap uitgestuur het? So, julle is nou al amper 2 jaar aan die gang, seker meer as 2 jaar. Ja, 2 jaar. So na 2 jaar laat my vrou my die eerste keer met julle praat. Maar ek het hulle 'n paar keer vir haar gesê, maar sy is bang. So, nou is ek reg om oor onderdanigheid te praat, jy weet nou. So, maar is die klank reg? Kan ek so bietjie, is dit klank reg? Bietjie sagter. Rapsie sagter. Ja, bietjie sagter. Wel op daai prediker ene. Ja, daai ene. Druk hom op prediker. Moet net sien. Yes. Sorry. Nee, gaan weer daar, waar is my stem daar? Dan gaan jy prediker, dan kan jy my bietjie sagter sit. Daar sê, jy kan hy deur ooplos as iemand inkom, en laat hulle inkom. OK. So baie dankie, ek is dankbaar vir my vrou wat dit doen, en Marcel en Ursula wat dit saam doen. Wat ons nou gebeur het is, Lindy is 'n gradeplegtigheid te doen, nie eens gradeplegtigheid. Nou, jy moet nou verstaan my kinders, jy weet, Lindy was graad 3, toe sy die jongste doeksleerling in die laerskool. Want sy het koor en skaak en weet hulle werk so op 'n puntestelsel. So 'n prysuitdelings, nee, kan jy my niks van vertel nie. So ek dank die Here daarvoor, en ons familie, my ma was altyd in die moeilikheid by die boeties, van dan sê sy, jy nou gehoor, hy het dit gedoen, of Lynn het, en dan is dit nou 'n moeilikheid. So jy moet maar oor al die klein kinders brag en alles. Ek het op 'n punt net gekom en sê, my ma, sorry, hoe moet my ma nou iets, sy sê nie vir my, my boetie se kind dryp, graad 3. Jy weet, maar sê nie vir my nie, maar ouma moet ons nou brag oor iets. Ek weet nie, brag julle ook oor iets, of ek weet nie. Ja. Ja, kom jy net so baie in die moeilikheid. Ja, want jy mag niks sê van die ander een se kind nie. Maar ek dink dit was nou gister die laaste een, en toe is dit nou eers 'n doktorale, al die dokterstudente wat nou, en toe is dit nou die honeerstudente. So ons het baie langer gesit, en ek moes 'n ding koop, en toe ons sou gisteraand terugkom, toe nou vanmôre terugkom, en toe ek bel haar sussie, skoonsis, my skoonma is weer nie lekker nie, en toe moet sy nou, ja, gaan net kom in asseblief, ons nog nie begin nie. So sy is nou op pad weer terug die kant toe, op en af gery en alles nou, maar wat vanmôre nou lekker was, Amy waar hulle bly, hulle het met Lana, klein Lana, hulle vat 'n stofsuiger, en die dokter vir hulle 'n ding gegee om haar neus te suig, nee, ek weet nie, ken jy met die neus, nee. Maar na 3 maande kom die buurman langs aan en sê, hy kan dit nou nie meer hanteer. 1 uur die môre, dan suig julle die huis. Sy sê, ek suig die kind. So vanmôre 5 uur toe word ek wakker, 4:15 waar sy Lana weer suig, en loop neus aan. Ek sê nie, gee haar vir ons, Kyle half lê nog, maar toe sit nou die eerste keer daai gevoel wat die kleinkind in die bed is. Julle het dit ook nou al gehad, jy weet. En sy speel met 'n liggie aan en af, en ek try slaap, maar slaap is uit. Maar toe met haar gesit, en toe was hy voor 6, toe ry ons al op die pad en alles. So dankie. So as jy nog nie kinders het nie, beleef dit, en ek is jammer as jy nie het nie, en as jy klein kinders het, wees nice met hulle. Geniet hulle. Kan ons saam bid? Kom ons bid saam. Vader, dankie vir u goedheid en u liefde. Dankie dat u ons geskaap het en u wil hê, en dankie vir u woord. Dankie dat ons om die woord kan sit, net die woord bestudeer. Dankie vir u vrede en u liefde oor ons, in die naam van Jesus. Amen. Nou, kom ek eers dit sê, is die klank reg? Kan ek vra, is julle reg? OK, ja, ek wil dit eers sê, ek dink die grootste probleem met Christene, hulle te min woord in hulle. As jy meer woord in jou het. So ek waardeer dat jy moeite doen om hierna toe te kom, te leer. Mens moet ook nie net van een leer nie, jy moet van ander ook leer wat goed is. En ons moet nie stry oor die Bybel en so nie, maar ons moet, jy kry ouens wat snaakse gelowe het. Nou dag bel ou my, hulle sê nee, God is net een, dis net Jesus. Daar's nie 'n Vader en daar's nie 'n Heilige Gees nie. Nee, maar hoe lees julle die Bybel? Jy weet, Jesus is in Getsemane, dan bid hy tot die Vader. Hy kom om die Vader bekend te stel. En nou waar julle in Romeine is dit juist die hele ding. So maak oop daar by Romeine 8. My vrou sê ek moet vanaf vers 31 lees. En ek wil jy moet by Markus 9 ook oopmaak. Ek gaan iets wys daar in Markus 9. Nou oopmaak. Nou, dis wat Paulus eintlik kom doen het. Nou, jy moet onthou wie Paulus was. Hy was hierdie ou wat die kerk vervolg het.
Hy skryf oor homself, dan sê hy, ek is eintlik 'n misgeboorte. Ek is eintlik misvorm. Ek was nooit gebore gewees nie. Want hy kry so skaam oor wat hy gedoen het. Dink 'n oomblik nou daaraan. Jy weet, pastore verneek hulle vrouens, maar dan kom hulle weer terug in die bediening, maar almal onthou dit eintlik. Maar dink nou daaraan as ek jou man doodgemaak het, of jou kind doodgemaak het, of jou geslaan het, en nou moet ek kom preek vir jou, 'n paar jaar later. Dis wat eintlik met Paulus gebeur het. Hy voel soos 'n hond hieroor. Maar hy het 'n ervaring met God gehad, en hy kom praat. En nou, onthou wat met Romeine gebeur het, hier is die kerk gestig, en toe, al die Jode moet toe vlug, en hulle is weg, maar die kerk gaan aan, en hier kom heidene tot bekering, en hulle hou aan met hulle, die manier, hulle is nie Jode nie, hulle weet niks van die Jode nie. Na 'n paar jaar, Marcel, jy moet nou help, want my vrou sê, dis wat ek moet sê. Na 'n paar jaar, kom hulle toe terug, na 5-6 jaar kom die Jode terug, hulle sê maar, wow, wat gaan hier aan? Julle is nie Jode nie, julle het nie Joodse gebruik en wat gaan aan, en die kerk is ongelukkig, en Paulus kom praat met die kerk, jy weet, ek sê nou net 'n breë raamwerk, en want hulle wil hê, luister, julle moet weer besnydenis toepas, julle moet reinigingsgebruike en wette en al hierdie goed, ja, julle glo in Jesus, maar ons moet al hierdie ander goed doen, want onthou, hulle godsdiens was amper in hulle kultuur in gewees, en toe Paulus met die kerk praat, toe oortuig hulle, het gaan oor net geloof in Jesus Christus. So, toe sê die kerk, okay, ons vra 2 goeders, bly weg van seksuele losbandigheid. Want duidelik, hierdie heidene, dink 'n oomblik, hulle het in die kerk gekom, hulle het 3, 4, 5 vrouens gehad. Ek vra nou vir jou, sê maar, ek het nou 4 vrouens, en ek en my 4 vrouens kom tot bekering. Wat dan? Hou ek aan met die 4 vrouens? Wat maak ek? Jy hoor, so dis wat die realiteit van hulle dag was. Maar hy het gesê, hulle het gevra, okay, bly weg van losbandigheid, en moenie vleis eet wat verwrig is nie. Dis al wat ons vra. So is eintlik 2 goeders wat hulle net vra, en hulle sê, bly weg daarvan af. Maar Paulus kom en oortuig, dis Jesus Christus wat jou red, en niks meer nie. Dis nie Jesus plus 'n paar wette, Jesus plus die besnydenis of iets in die lyn. Die Bybel kom en hy sê, Petrus kom sê in die laaste dae, en Johannes skryf ook, sal daar sataniese godsdienste ontstaan. Jy moet onthou, Jesus is gekruisig, omdat hy teen die Sabbat gestaan het. Dit was een die klagtes teen hom. Hy het die Sabbat gebreek, het hom gekruisig. Hoeveel mense ken julle wat sê, ons moet die Sabbat weerhou? Hulle wil teruggaan na die Sabbat toe. Hulle wil teruggee na daai, en dan is my eerste vraag, as jy besny, nee, maar dis nou nie dit nie, ons hou net die 10 gebooie. Raai wat, jy kan nie die 10 gebooie hou nie, daar is nie 'n manier nie. Môre kom in, asseblief. Jy kan nie die 10 gebooie, kan ek vir julle sê, julle almal het al die 10 gebooie gebreek. Weet jy dit? Want die Bybel sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand, jy moet die Here lief hê. Maar dan sê die Here, okay, kom ons gaan bid, dan gaan bid jy, dan huil jou kleinkind, dan staan jy op en gaan kyk na jou kleinkind. So jy is vir jou kleinkind liewer, as wat jy vir die Here lief is. Dan breek jy die wet net daar. Ons kan nou daaroor stry, of praat, of wat ook al, of jy het jou buurman nie reg lief nie, of iemand nie anders jou lief nie, so jy is besig daarmee. So dit gaan oor Jesus Christus. Nou praat hy in Romeine 8, en hy sê, luister, hy begin in Romeine, en sê ons almal is sondaars, en hy wys 'n klomp sonde uit. En dan begin hy, en sê, maar, die genade van die Here het ons gered. In Romeine 8, julle het daaroor gepraat, wat hy kom en hy sê, luister Romeine 8 vers 1, vir hulle wat aan Christus verbind is die oordeel nou heeltemal weggeneem. Punt. Die ou vertaling sê, Romeine 8 vers 1, die 53 vertaling kom, dan sê hy, die wat volgens die gees leef en nie volgens die vlees nie. Wie het 83 vertaling? Nou baie mense kom stry met my, ja, hierdie tekste is uitgehaal, jy verstaan nie, die tekste is ingevoeg. Daai stukkies is ingevoeg. So die Bybel, ek het nou die lewende vertaling in die 2020, baie goeie Bybel, het net gekom en gesê, jy kan besluit, dis daar. Nou as jy net die vers lees, daar's geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, die wat volgens die gees leef, nie volgens die wet nie. Verduidelik eintlik die hele hoofstuk, ek dink nou nie jy gaan hemel toe of hel toe gaan daaroor nie, maar ek as pastoor wil so naas moontlik aan die skrif wees. Dis nie daar gewees nie. Hulle het dit Konstantin het dit gaan insit. Vroeë kerk het dit gaan insit, wat nie daar was nie. Byvoorbeeld die hele Lukas, die einde van Lukas 16, daar's van vers 9 af, dis als later bygevoeg, want die Lukas stop net daar, en die kerk het besef, ons moet net die hoofstuk mooi afsluit. Nou is nie sleg nie, is nie verkeerd nie, die Here het dit aanvaar, is in die Bybel, alles,
maar ek wil nader aan die skrif bly. Ok, so nou kom Paulus en hy praat met hulle, hy praat oor hulle toekoms in vers 31. So kom ons lees nou vers 31. Wat sal ons dan van al hierdie wonderlike dinge sê? So wat's die dinge? Die dinge van hoe jy tot bekering kom, geloof in Jesus Christus, hy red ons, hy is met ons. As God aan ons kant is, wie kan ooit teen ons wees? Nou ek wil nie eers daar stop, julle iets vertel. 1995 hou die AWB by die stadsaal in Boksburg 'n vergadering. Ek het so 'n Honda karretjie gekoop en ons gaan met die karretjie soontoe en ons stop daar. Kyk, dis AWB manne met guns en stuff, nee. Ek wil nog, jy weet, het jy al jou kar gesluit en loop jy weg en dink, het jy die kar, en loop ek dan my kollega sê, ag jy kan die kar ooplos, niemand sal jou kar vat nie. Jy weet, dis honde en alles. Ons loop in daai sale, nee. Daar's oomies met suurstofpypies, nee. Hulle gaan oorlog maak met 45 guns en tannies. Sy pas nie eers in hy broek nie, maar sy is in hy broek, maar hulle is daar, hulle het 'n kadetorkes. Hulle speel 'n hele saal bewe. Nee, dis AWB, dis voordat hy in hegtenis geneem is. My kollega sê nog, kom ons gaan luister voordat hy in hegtenis geneem is. Daai aand, die volgende oomblik, hulle sing, ek dink hulle het die Vrystaat stem gesing en hulle sing en alles en die volgende kom Eugene Terblanche op en hulle het 'n PPK pastoor wat opstaan en hy haal hierdie skrif aan. Hy begin met die skrif. Hy sê wie sal dan van wat sal ons dan van al hierdie wonderlike dinge sê? As God aan ons kant is, wie kan teen ons wees? Bly die skare doodstil. Hy sê as God aan ons kant is, wie sal teen ons wees? Hy draai om. Hy sê meneer Terblanche, hulle sê nie eens amen nie. Amen, amen. Nou begin hulle amen. En ons sit daar, ek kan nie glo nie, nommer 1 sit hy met mense wat nie eers die Here dien nie. Volgens my. Want hulle is NG Kerk mense, hulle is verbondsmense. Hulle kan nie eers amen sê, hulle kan nie eers die Here loof en prys nie, hulle kan niks doen nie. Nou sê hulle God is aan ons kant. Nou toe ons in Amerika was, hoor nou net my storie. Kom ek vra hier so. Dink jy God was aan hulle kant? Nee, was God aan hulle kant, want hulle wil nie hê een man een stem nie. En hulle sê God is aan hulle kant, wie sal dan teen ons wees? Is God aan hulle kant? Nee, maar hoe kan hy dan hierdie skrif aanhaal? Hoe kan ons dit dan sê? Nou toe ons in Amerika gekom, besef ons dit nie. Jy weet, ukulele, yes, wat speel, nie? Kom uit Afrika uit ergens by die slawe, daai banjo, nee, het van die slawe afgekom, nie Amerika nie, die Amerikaners het dit bekend gemaak, die wit mense. So wat gebeur het, nou het ek slawe, en dis bad stuff, hoor heeltemal. Daar was goeie ouens ook, maar dit was bad stuff gewees. En dink net 'n oomblik, hier word jy gegryp, jy en jou kinders, op 'n skip, hier gaan jy oor, jou vrou word verkoop, jy word verkoop, jou kinders word verkoop, plus jou vrou word verkrag, want hulle wil meer kinders by haar hê, sodat hulle meer slawe kan hê. Maar die slawe eienaars het hulle kerk toe gevat, want hulle is hervormers, so ons moet hulle kerk toe vat. Nou vat ons is gelowiges, ons dien die Here, vat hulle kerk toe. Toe hulle in die kerk kom, toe kom daai slawe tot bekering. Raai waar kom gospel musiek vandaan? Van die slawe. Het kom van die slawe. Die slawe het begin sing daar in die land, toe begin hulle die Here loof en prys. Raai waar Amazing Grace wat ons sing, waar kom Amazing Grace? Dis 'n slawe eienaar wat op 'n skip was, amper dood is, wat dit gesing het. Nou hoor my storie. Vergeet my velkleur, as ek 'n slaaf is en ek begin die Here loof en prys en sê Here ek kies U, Here help my, Here red my, Here ek huil voor U, Here kyk want, dan sê die Here, Johan jy glo in my, ek is aan jou kant. Aan wie se kant speel God nou? Sy kindse. So hoor my heeltemal reg, ons haat al wat 'n swarte is, AWB, nou nie julle nie, die AWB ouens. Ons is bang, ons gaan nie ons land, ons gaan al hierdie goed nie. Ons ignoreer, ons dink ons is beter as hulle. Ons praat met hom af, ons noem hom mekaar woord, whatever, maar hy dien die Here. Dink julle God is saam met iemand wat dink hy is beter as iemand anders? Glad nie, inteendeel die Here sê, ek speel teen jou, want hy sê, ek werk teen jou. So nou sê hierdie skrif, God is aan ons kant. Maar eintlik sê die Here, as jy dink jy's beter as ander mense, gaan ek teen jou speel. Gaan ek nie aan jou kant wees nie. En dis wat hy sê, hoe kan jy sê, ek het die Here lief, maar my broer en suster wat ek hier het,
het ek nie lief nie. Hoor julle die probleem? Nou, jy moet nou verstaan, my vrou beklei baie my met rasisme en staf en al hierdie klas van goeie, so ek raak kwaad, want hulle gee nie vir hulle mense om nie. Ons kan baie goed, as hulle net die hospitale gevat en sê, hierdie is slegs swart hospitaal, geen blankes hier nie. En al die geld daar spandeer het, met ons land baie beter, nou steel hulle die hospitaal waar daar niks van hom oor is nie. Jy weet, verstaan jy, so ons kan baie redenasies hê. Maar my vraag is, aan wie se kant is God? Nou kom ons lees verder. Hy sê, as ons hierdie dinge verstaan, as God dan aan ons kant is, wie kan ooit teen ons wees? Nou kan ek net nog een ding sê, as God aan ons kant is, 2 weke terug se preek, die Here is my herder. Die Here is my herder, hy het jou kant gekies. Die herder se fokus is nie op hom nie, die fokus is op die skape. Om na die skape te kyk, hy breek nie die skaap se been nie, hy slaan nie die skaap nie, want die skaap is pieperig. En raai wat? Jy's pieperig. Ons is pieperig. Dit is so, ou klein verkouetjie wat jy eers kan sien, nie laat jou plat in die bed lê. Jy weet, ons is pieperig. Die Here moet ons lei na 'n plek toe. Ons is afhanklik van die Here. So die Here kies ons. Nou sê hy, as God ons gekies, ons sê ja Here, ons sê Jesus, ons aanvaar dit. Dan sê die Here, as ek aan God se kant is, wie kan ooit teen my wees? As God nie sy eie seun gespaar het, om ter wille van ons nie, maar hom ter wille van ons almal oorgegee het, sal hy dan nie saam met hom ook alle ander dinge aan ons skenk nie. Onderstreep daai woord dinge. Nou kan ek jou 'n ander vraagie vir jou vra. Wil God hê jy moet arm wees, of wil God hê jy moet ryk wees? Oorvloed. Ryk in jou siel, nie in dinge nie. Nie altyd nie. Ek dink God het net die beste vir ons en hy gee vir ons. Yes. Wat ons kan. Hy gee according to wat ons kan verdra of hanteer. hanteer. Okay. Ek speel nie die lotte nie, weet jy hoekom? As ek daai geld wen, gaan ek goed doen wat buite die wil van die Here is. Want dan gaan ek oor see trek en ek gaan boot koop en ek gaan staf doen. Wat die Here nie wil hê nie, die Here wil hê ek moet in hierdie gemeente wees. Ja, ek sit opreg, ek sê net gister vir my vrou daaroor, want ons praat nou oor ouens wat Amerika toe gaan en al hierdie klas van goeters. Maar jy moet besef, as God sy seun gegee het, sal hy nie ander dinge ook vir jou gee nie. Hy het vir jou klere gegee, hy het vir jou huis gegee, hy het vir jou kar gegee, hy het vir jou alles gegee. Dan moet ons kom en sê, Here, ek is afhanklik van U. Here, help my, bless my, seën my. Here, seën my om 'n seën vir ander te wees. Sê maar jy kom en nou moet jy, dit is nou heel van die ding af, maar sê maar jy kom en sê, Here, alles wat U vir my gee, gaan ek vir ander mense deel. Ek gaan gee, ek gaan meer gee. Jou kleinkind, as jy vir jou kleinkind chocolates gee, jy gee vir hom chocolates, jy sê die chocolates weg. Nou, ruk maak jy sy kas oop, het hy al die chocolates onder sy klere weggesteek. Gaan jy weer vir hom 'n chocolate gee? Maar sê maar die neefies en niggies almal daar bymekaar en gee vir hom 'n chocolate en hy hardloop, vat 'n meskap in die helfte deel uit. En sê Boeta, waar is jou chocolate? Nee, ek het net so 'n stukkie gekry. Gaan jy weer vir hom 'n chocolate gee? Dadelik, net daar, ry jy kafee toe koop vir hom 'n ander chocolate. Is dit nie so nie? Dis wat jy gaan doen. Inteendeel, die laaitie wat jy gaan vertrou is die een wat die chocolates uitdeel. So ons moet weet, God is aan ons kant, hy wil ons vertrou. So wat moet ek doen? Ek moet soos God wees, ek moet uitdeel. Maar hier kom hy en hy sê, God is aan ons kant. As hy sy seun gee, sal hy alles gee. Wie sal dit waag om ons aan te kla as God ons spesiaal uitgekies het? God is immers die een wat ons vryspreek. Luister, wie sal ons aankla? God is die een wat ons vryspreek. Wie sal ons veroordeel? Christus Jesus is tog die een wat vir ons gesterf het, wat boonop ook opgestaan het, wat op die ereplek langs God sit en wat daar vir ons pleit. Nou hierdie is geweldig belangrik. Die kerkewêreld het hierdie gedagte, God gaan jou in die hande kry. Maar Paulus sê, as die Here aan ons kant is, hy gee sy seun vir my, om vir my te sterf, my te leef, die seun sit aan die regterhand van die Vader, hy pleit vir God, wie gaan ons dan nou veroordeel? Wie gaan ons aankla? Hoor jy, Romeine 8 vers 1, vir die wat in Christus Jesus, is daar nou geen veroordeling nie.
Johannes 3 sê, Jesus, hy sê, as jy nie glo nie, is jy reeds veroordeel. So jy moet verstaan, hier is oordeel, oral is oordeel. Die oomblik as ek by Jesus kom, dan sê Jesus, daar's geen oordeel, ek vat al die oordeel weg, daar's geen oordeel, hier's ek. So as ek veroordeling beleef, is omdat ek nie by Christus is nie. Jesus vat al die oordeel weg. Nou, as ek by Jesus is hy besig om my te veroordeel. Maar julle leef asof God julle veroordeel. Want as iets met jou gebeur, dan vra Here, wat het ek nou gedoen om dit te verdien? Here, wat het ek nou weer verkeerd gedoen? Here, hoekom moes dit nou gebeur het? Here, wat het ek nou fout gemaak? Jy leef met die Here wat jou veroordeel. Maar eintlik veroordeel die Here jou glad nie. Nou hou nou vas in jou stoel. Hou vas in jou stoel. Nee, maar nou nie afval nie. Dit beteken eintlik, jy kan doen wat jy wil, dat God jou nie veroordeel nie. Jy wil nie die verkeerde doen nie. Jy's reg. Hulle vra 3 keer vir Paulus. Paulus, kan ons doen wat ons wil? Dan sê hy, nee, stellig nie, julle kruisig die Here. Moet dit nie doen nie, want sonde neek jou lewe op. Verstaan, moet dit nie doen nie. As ek nou 'n simpel ding, sê maar ek karring nou met 'n ander vrou. Die Here gaan my nie veroordeel, ek gaan nog steeds hemel toe, maar gaan ek my bediening verloor? Gaan ek my vrou verloor? Gaan ek my kinders seermaak? Gaan ek my kleinkinders seermaak? Gaan ek skade aan my lewe doen? Ek gaan armer word. Verstaan jy? So, die Here weet, sonde vernietig my lewe, maar hy doen dit nie. Hy vat nie my kar nie, hy maak nie my vrou kwaad nie, hy vernietig nie my bediening nie, dis ek wat dit doen. As jy hoor, jy kan doen wat jy wil, dan hoor jy die genade, want dis wat hulle gehoor het. Hulle het gehoor, Paulus, sê jy, ek kan doen wat ek wil. Sê Paulus, nee, glad nie, maar God veroordeel jou nie. So, kom ons terug. So, mag ek 'n tatoeëermerk opsit? Mag ek 'n tatoeëermerk opsit? Ons het julle tatoeëermerke? Jy het daar een. Jy mag net nie nog een bysit. Wat gebeur? My jongste boetie was 'n satanis. Hy het so 'n verskriklike trek op hom, nê? Toe kom hy tot bekering. Dien die Here, gaan kerk toe. En nou? Dis nou maar dit. Hoor julle, my probleem is, ons sê die genade van die Here, maar die Here gaan jou in die hande kry as jy dit doen. Ja hoor, ek was nou by 'n kardioloog, hy sê dit, nie ek nie. Hy vra vir my, rook jy? Ek sê nee, hy sê so, jy slim. Later, hoeveel sigarette het jy in jou lewe gerook? Ek sê, ek dink 5, toe ek 'n selfbeeld issue gehad het, dalk 10 max. Dis eintlik maar hoekom ons rook. Hy sê, nee, jy slim, want jou bloeddruk, alles is reg, jou are, alles is reg. Veroordeel die Here jou as jy rook? Nee, maar dit vernietig jou lewe. Nou sê mense vir my, maar ons moet maar in geval doodgaan. Maar nou is jou kleinkind net op die stadium, want hulle sê, oupa, nou lê jy nou, bid saam met, jy kan nie asem kry nie. Don't take offense, maar dis die waarheid. Is dit die Here, dan bid ons, Here, hoekom doen nie dit aan ons, hoekom veroordeel jy ons? Sê die Here, ek het niks gedoen nie. Ek is aan jou kant. Kom ek vra 'n ander ding. Sê my, jy braai vleis. Nou, jou kleinkind met 'n marshmallow daarin. Nou sien jy, hy kom al hoe nader aan die vuur. Nou sê jy vir jou kleinkind, moenie met die vuur speel nie. Is jy aan sy kant of is jy teen hom? Veroordeel jy hom? Behandel jy hom sleg? Wat doen jy? Waarsku hom. Maar nou bly hy speel, wat gebeur? Nou brand hy, wat doen jy? Ek het jou gesê, jy sal met hierdie brandmerk loop. Jy gaan in jou kamer sit en dis waar jy gaan sit. Jy gaan jou vinger verloor en jy vat nie weer aan nie. Ek het jou gesê, nooit weer braai ek saam met jou vleis nie. Weet wat doen jy met jou kleinkind? Die arme dokter Mich moet hier agter die aand uit spreekkamer toe hardloop, want nou moet hy jou veloorplanting doen en die hele wêreld moet staan en die pastoor moet bid en almal, jy jaag met jou kleinkind hospitaal toe om sy brandmerk reg te kry en alles, nadat jy hom gewaarsku het. Dit is eintlik wat God doen. Hy waarsku ons, dan maak ons 'n fout, dan sê hy, kom ek help jou. En dis hoekom ons voel, dis hoekom die Here sê, hy laat alles ten goeie meewerk, want in ons fout,
dan help die Here ons, dan voel ons ‘n regmerkie gekry. Ons het nie 'n regmerkie gekry nie. Die Here het gesê, jy gaan nou hierdie merk dra. Jy gaan sien jy het gebrand. Maar jy wil nie dit hê nie. Jy wil dit nie hê nie. God wil nie hê dit hê nie. Nou hy veroordeel ons nie. As hy dan vir ons pleit. Wat beteken pleit? Wat sê julle vertaling sê hy, wat doen hy daar? Hy sit aan die regterhand van die Vader, kom julle, wat sê hy daar? Hy pleit vir ons. Wie sê iemand anders daar? Vers 34. Sê weer? Wat ook vir ons intree. Intree. Intree? Wat, sê hulle allemaal net pleit of intree? Marcel, wat sê jou Bybel daar? Pleit. So, dink 'n oomblik daaraan, wat doen Jesus nou? En wat doen Jesus nou? Hy pleit vir ons. Hy sê, mag ek Weet jy wat doen Jesus nou? Ja, wie? Ek het klaar vir die sonde gestel. Ja, wie wat doen Jesus nou? Hy sê, Vader, help Johan, want hy moet met tannies praat wat moet snap die evangelie van die Here. Wat doen hy? Hy pleit nou vir my. Hy tree nou vir my in, want ek sê, Here, help my, as nou die regte goed sê, en help my, dat julle harte oop is, om dit te vang. So wat is Jesus se werk? Hy is besig om vir ons in te tree, hy is besig om vir ons te pleit. Kan ek weer vir die oupas en oumas iets vra? Normaalweg, as die pa en die ma die kind se boude wil slaan, wat doen die ouma en oupa? Pleit julle? Is dit nie die waarheid nie? Ja, maar jy keer, jy pleit, jy mag nie inmeng nie. Nee, maar jy moet nou try hierso iets doen. Is dit die waarheid? So, nou vra ek, as jy vir die kind pleit, hoekom gaan jy die kind veroordeel? As jy vir die kind skerm, hoekom gaan jy hom nou veroordeel? So Paulus sê, die twee goed loop nie saam nie. Nou in die kerk, hoekom preek ons nie oor sonde nie? Want dit is nie my werk nie. Jesus kom nie en sê, Vader, het jy nou weer gesien wat Johan gedoen het? Het jy nou gesien weer wat hy gemaak het? Weet jy wie se werk is dit? Dis die duiwel se werk. Die duiwel is die heeltyd, hy's die aanklaer. Die kerk, die openbaring wat ek gehad het, die oomblik Jesus sê vir Petrus, hy vra, wie is ek? Petrus sê, U is die Christus, die seun van die lewende God. Jesus sê, op hierdie rots, hierdie openbaring, sal ek my kerk bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorwin. Niks sal gebeur nie. Terwyl die kerk oor Jesus preek, sal hy net groei. Ek sê dit nou vir jou. Die moeilikheid met, kom ek sê dit, ander kerke, die tradisionele kerk is besig om dood te loop. Hoekom? Want hulle preek oor homoseksualisme, en hulle preek oor dit, hulle preek oor sonde, en hulle preek wat is reg en verkeerd, hulle preek nie Jesus nie. So die duiwel kry 'n houvas oor hulle, die duiwel staan aan klaar aan. En nou wil ek 'n ander ding sê, as ek 'n lys maak met sonde, hoeveel sondes dink julle is daar in die wêreld? So elke Sondag gaan ek nog 'n sonnetjie bysit. Dis al wat ek gaan doen. En dan gaan ons begin stry oor wat is sonde, wat nie sonde is nie. Dis die volgende ding wat ons gaan stry. Waar Paulus kom en hy sê vir hierdie Jode en die Heide en die Grieke en almal, wow, stop. Die Here veroordeel jou nie. Of jy nou die reinigingswet hou en of jy dit nou nie doen nie. Of jy nou jou voete was of dit nie doen nie. Die Here veroordeel jou nie. Of jy nou besny is of nie besny is nie, die Here doen dit nie. Al wat jy doen is sê, Jesus, ek glo nie. Jy weet, daar's 'n pastoor wat eendag vertel, in Amerika kom 'n ou tot bekering, hy is 'n bandmember, nê? Dan speel hy en hy rockmusiek. Dan klim hy in die bus, dan ry hulle na die volgende toe, en dan vat hy kokain. Dan maak hy sy Bybel oop, is 'n lekker plekkie, dan gooi hy die kokain. Skud hy hom so, dan snyf hy dit op, en dan lees hy Bybel. Is dit nie 'n goeie plan nie? En hy begin Bybel lees, en hulle veroordeel nie, tot op 'n dag, toe sê die Heilige Gees, jy het nou klaar, kokain gerook. Andrew Wommack vertel hierdie storie, hy het 'n klein gemeentetjie, en nou is daar ouens wat met, weet in Amerika is hierdie campers wat rondry, en in die camper kom nudiste,
En hierdie nudiste besluit, hulle gaan kerk toe kom. Daai vrou kom met dit goed aan. Hy sê, hy sit in die bid hier, hy weet nie waar om te kyk nie. Hy weet nie, nou kyk hom aan die Bybel. Hy sê, hy sorg dat sy eers sit, dan sit hy aan die kant van haar, jy weet. Nou is die ander vrou en sê, ons moet vir haar sê, sy moet klere aantrek en ordene. Hy sê, jy hou jou mond. Ons is nie hier om haar te veroordeel nie. Ons gaan haar lief hê, ons gaan die woord verkondig, dis al wat ons doen, verder niks. Hy sê, nou is almal die kant en hulle bly net stil en hulle gaan aan. Hy sê 3 weke, 4 weke, kom sy eendag, sy sê, wie die Here sê, ek moet 'n rok hê, ek het nie 'n rok nie. Sy sê, ons het vir jou rok. Sy sê, sy die meeste rokke, almal bring 'n rok vir haar aan. Maar luister, as ek jou moet oortuig, gaan jy dit net 'n rukkie doen. Maar as die Here my oortuig, doen ek dit met passie. En dis eintlik wat die Here sê. Ons is nie daar om mekaar te veroordeel. Jy mag nie dit nie, jy moenie dit nie. Bly weg van die ding. Doen nie hierdie ding, doen nie. Die gevaarlikste ding wat jy met 'n kind kan wees is mags nie se moenies. Die hele tyd dit. Moenie dit nie, moenie dit nie, moenie dit nie, moenie dit nie. Maar jy eintlik moet vertel, luister, die Here het jou lief, die Here is aan jou kant. Andrew Wommack sê, die rede hoekom mense nie die Here dien nie, want hulle kan nie glo dat God hulle liefhet nie. Ek kan dit net nie glo nie. Die tannie, sy het nou nie meer 'n man nie, maar jy weet nie, hè? Okay, hierdie dame, Christel. Maar daar's 'n ryk ou in die kerk wat vir my gevra het wie jy is. Hy like jou heavy. So met lekker hare. Raai wat is die eerste ding wat aan haar kop aangegaan het? Wat dink julle is die eerste ding wat sy in haar kop gevra het? Wie is die? Wie is dit? Is dit nie so nie? Want hoe is ons gemaak? Dis die waarheid. Jou kop is baie vinnig, wie is dit? Dink sy, nee, ek sê wie is vir money en alles. Maar eintlik, as ek jou oortuig en sê, wie is dit? Want wie het God ons gemaak? God het ons gemaak om te reageer op liefde. God het ons liefdesmense gemaak. As iemand jou lief het, het jy terug lief. Hoekom het jy jou kleinkind so lief? Want daai kind het jou net lief. Veroordeel nie. En jy hoef nie groot te maak, jy kan hom net lekker lief hê. Dis al wat jy het. Dis wat God kom. God kom en sê, ek het jou net lief. Maar ons kan nie aan dink, hoe kan die Here my lief hê? Want jy kyk in die spieël en jy het jouself nie lief nie. Jy kyk in die spieël en dink alles wat fout is en alles wat sleg is en alles wat verkeerd is. Maar as jy net daar in die spieël kyk, en sê, maar weet jy, ek sê regverdige van God. Die belangrikste skrif in die Bybel is 2 Korintiërs 5 vers 21. Hy sê, hy wat dan geen sonde het nie, het hy sonde gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in Christus Jesus. So jy's nie 'n sondaar nie, jy's nie sleg nie, jy's pateties nie, jy's die regverdige van God in Christus Jesus. Dis wie jy is. Okay, maar nou wil ek praat oor hierdie woord pleit. So wat doen Jesus? Hy tree vir ons in. Hoe wonderlik is dit? Dink 'n oomblik daaraan, as jy Boeddha vat, Boeddha hulle, daar's tempels, nee, wat 1000 klokkies het, dan moet jy hardloop en die klokkies lui. As jy by die 1001 kom en die eerste een draai nog, sal jy vir ewig lewe. Gaan julle dit maak? Glad nie. Glad nie. Sê maar ek sê vir jou, as jy hierdie dak kan raak, gaan jy hemel toe. Dan is jy vir ewig gered. Ek gaan dit kan doen. Gaan jy dit kan doen? Maar Jesus kom en hy sê, luister, die dak is nie so hoog nie, die dak is so hoog. Die Here Jesus kom en hy maak die dak baie hoër. Hy sê, julle, die wet sê, jy mag nie erg by die plek, ek sê, as jy vir 'n ander vrou kyk. Die Bybel sê, jy mag nie moord pleeg, maar ek sê, as jy kwaad word vir jou broer, jy klaar moord gepleeg. So hy maak die dak baie hoog. Laat ek eintlik moet sê, Here, ek kan nie dit doen nie. Dan sê die Here, goed, ek red jou. Dan sê Jesus, maar ek tree vir jou in. Ek pleit vir jou, ek tree vir jou in. Nou, weer eens, as jy iemand lief het, tree jy vir jou kleinkind in. Jy sal nie glo nie, my kleinkind vanmôre bid ek vir haar, Here, laat sy hart vir u gee, sy's 4 maande uit 5 maande, Here bewaar haar, beskerm haar, u hand oor haar. Is dit nie so nie, wat doen ek? Tree vir in, moet ek haar lief hê? Moet ek weer die Here met haar moet wees? Okay, so God tree vir ons in. Nou is daar ding, hou nou weer vas in jou stoel. In die kerk is daar so intercessor bediening. Het julle al daarvan gehoor? Mense wat intercessors is. Nou ek skiet dit glad nie af nie. Maar weet jy, in die Bybel staan dit, daar's nie so bediening nie. Daar's net nie so bediening nie. Die ding, en gewoonlik is dit vrouens wat dit doen. En dit is baie goed. Ek luister na ou, hy sê, as daar gebid word, wil hy altyd weet hoeveel vrouens bid saam.
Hy sê, want vrouens het meer geloof om aan te hou, bid. Om aan te hou bid. Jy weet, hoekom wil hoekom die Here vrouens se gebedes beantwoord? Want hulle weet hoe om te nek. Wees nou eerlik, julle weet hoe om te nek. Dan wees eerlik. Jy weet hoe om te vra, wanneer om te vra. Jy kyk jou man so, dan weet jy nou is dit reg om te vra. Jy weet, nou kan jy vra. Onthou jy daai dingetjie, jy weet. Wees nou eerlik. Wie wat doen mans? Maar nou kyk jy my nie wil help die druk uit ding. En dis die probleem, ons gaan na die Here toe, ons bid en sê, ag die Here wil dit nie hê nie. Maar die vrouens kom en hy bly bid en die Here gee. Dis hoekom hy die storie vertel van die weduwee wat na die onregverdige regter toe gaan en aanhou vra en aanhou vra en aanhou vra en aanhou vra. En oom Gielie was altyd vir my kwaad hieroor, maar ek nou vir julle sê, ek dink al my gebede in my lewe sal beantwoord. Party het 21 jaar gevat. Maar ek bly bid en bly bid. Maar ek moet eerlik wees, daar seker 1 of 2 wat nou nie geantwoord is nie. En ek verstaan nie hoekom nie. So, ons bly bid. Maar kom ek wys jou nou gou iets. En ek wil aanmoedig om aan te hou bid. Hou net aan bid. En as jy aan my dink, dan bid jy en sê, Here, help jou aan met sy preek. Dat wil jy doen. Maar ek wil vir jou iets wys, hoe sterk jy is om te bid. Nou, eintlik die Here wil nie, daar moet 'n bediening van intercessors nie. Hy wil hê ons almal moet bid. Ons almal moet bidders wees. Dis wat ons moet wees, nê? Nou Markus 9 vers 14. Kom ek lees hier. Jesus op die berg van verheerliking en toe hulle weer by die ander disippels terugkom, vers 14, hy kom toe af. Sien hulle 'n groot klomp mense om hulle en die skrifkenners wat met hulle argumenteer. Hy sien sy disippels, groot mense, en die fariseërs stry met hulle. Onthou nou hierdie, is belangrik. Net toe al die baie mense Jesus sien, het hulle hom verras tegemoet gehardloop en gegroet. Hy vra die skrifgeleerders, waarom stry julle met my disippels? Nou kan ek hierdie ding sê. Paulus sê, moenie oor die skrif stry nie, maar bid eerder dat ons sien hoe die krag van God deur jou werk. Moenie met my kom stry nie, kom ons kyk of die krag van God deur jou werk. Moenie my stry oor die Bybel nie, kom ons kyk of jy jou naaste lief het, of mense om jou lief het. Jy weet, ek sit eendag, sit ons by oom, ek kan nie onthou of julle hierdie storie ken nie, maar daar was 'n tyd in die kerk, wat die ouens se tande het goud geword, en die heerlikheid van die Here is op hulle, en al hierdie goed. Nou sit hierdie oom, hy sê, hy bid, nou sit ons in sy sitkamer, die vensters agter ons sit in die bank, en die oom praat, en sê, hoe sleg ons kerk is, want die heerlikheid van die Here is oor hom, en hy dien die Here nou by die huis, en die goud wat op sy tande is, en die goud op sy hande, die heerlikheid, nou sit ek hier en sê, ag Here, ek is 'n sleg pastoor. Net so die Here het wil, kom 'n bedelaar daar om my hoek geloop na sy voordeur toe, maar hy vlieg daar. Jackie, gee pad, dis 'n man. Ons het nie tyd vir julle nie. Sê prys die Here, ek's 'n great pastoor. Jy weet, wat wil die Here eerder hê, dat jou hande goud word of jy vir sop vir arme mense gee? Wat wil jy eerder hê? Moenie met storieetjies by my kom nie. So, nou kom hulle stry met die disippels. En iemand uit die skare het hom geantwoord, vers 17, leesmeester, ek het my kind na u toe gebring, omdat hy 'n bose gees het, wat hom stom maak. Elke keer as die gees hom gryp, gooi hom teen die grond, hy kry skuim om sy mond, en hy kners op sy tande, en hy word stokstyf. Ek het vir die disippels gevra om die gees uit te dryf, maar hulle kon dit nie reg kry nie. Nou, dis nou die gedeelte waar hulle na die tyd vir die Here vra, ons kan nou lank daaroor praat ook, wat is die rede? Die belangrike ding is, jy nie iets verstaan nie, gaan alleen na die Here toe, en vra vir die Here hoekom. Gaan net alleen na die Here toe. Nou, antwoord hulle. En die disippels het geleer om dit 'n paar keer te doen. Maar wie wat's die moeilikheid? Op die stadium het die Here reeds vir hulle gesê, gaan dryf duiwels uit, hulle het al duiwels uitgedryf. Maar hier begin die disippels stry met die fariseërs. Nou stry hulle of hulle kan of hulle nie kan nie, of die Here het of die Here nie het nie, en al hierdie goed, en daar is hulle geloof weg. Nou, Charles Capsey, as jy nou verder lees, ek gaan nou nie alles lees nie, het die oues soos 'n dooie neergeval, en almal het gesê, hy is dood. En toe die skare kom, toe gryp die Here aan hom en hy sê, staan op. So ek vermoed wat gebeur het, die disippels dryf die duiwel uit, dan val hy soos 'n dooie neer, en dan die volgende is die duiwel weer terug. Dus hulle kan nie. Nou sê, okay, Johannes, probeer jy. En dan traai Johannes. En dan, nee, Petrus, steer jy. En nou begin die fariseërs met hulle stry, en daar is hulle geloof weg.
Ek het nog nooit gesien, as iemand met my stry oor die Bybel, dat daar geloof kom nie. Daar moet geloof wees. En geloof is baie keer, ek wil amper sê buite die Bybel. Dis amper of jy dit nie kan verduidelik nie. Dis massive, dis groot. En Jesus kom ons spreek aan, maar wat ek wil hê jy moet raak sien. Hier vers 17. Iemand uitskaar sê, leermeester, Sondag het ek gepreek, die oomblik as jy God as meester sien, begin goed in jou lewe gebeur. Here, U is my meester. Ek het my kind na U toe gebring, omdat hy 'n bose gees het. Luister, daar's niks groter as jy om jou kind na God toe te vat nie. Hierdie moet jy neerskryf. Ons dink baie keer, hier is daai duiwel is so sterk, en die duiwel het hom, en daar's geen hoop vir die kind. Kan ek vir jou sê, ouma, ma, vrou, dogter, wat ook al, jy is baie sterker as wat jy dink. Daar's niks groter as jy om jou kind na die Here toe te vat nie. Niks groter nie. Hy kan hoeveel duiwels hê. En hierdie duiwel het hom gevat en in die vuur gegooi en doodgemaak. As jy verder lees, hy sê en die gees wil hom doodmaak. Jy moet verstaan, die duiwel wil jou kind doodmaak. Maar daar's niks groter as jy om jou kind na die Here toe te vat nie. So dink 'n oomblik, hulle maak hom met kettinge vas. Hy val so dooi nie. Maar die pa sê, kom, gaan. Dis so. Toe ek klein was ek doof geweest, my ma het agtergekom. My ma het vertel, sy het die Here duidelik met 'n stem gehoor. En wat gebeur het? Staan in die kombuis en ek's 4 jaar oud, my ma het my baie pak gegee. Ek 6 jaar oud, so iets. Sy het vertel. Ja, ek dink 6. En nou het ons hierdie swembaadjies met die ysterrame so. Nou vat ek 'n Coke-bottel, nou kap ek die ding. En sy staan by die kombuisvenster, man, ek's net hier by haar. En sy sê, Johan, jy gaan daai bottel breek. En sy skreeu, maar ek bly net kap. En sy sê, Here, my kind, luister nie vir my nie. En die volgende hoor sy 'n stem, jou kind kan jou nie hoor nie. Laat sy omdraai en kyk wie dit is. Nou ek onthou daai dag, skielik moet agter die muur staan en dan, niks. Want toe kom hulle roep die buurvrou, staan hier en ek staan hier, toe begin ek te lees ek lippe. So as my ma sê, gaan haal die vaardoek, sê ek, ma, daar's nie leë blikke nie. En dan slaan sy my, of sy sê 'n ding en dan doen ek dit nie, en kry ek pak, en al hierdie klas, 3 ooroperasies, maar dan sukkel ons weer, eendag is daar 'n diens, pastoor Dion Stander se broer, ons hou, die kerk se chock-en-block vol, ek was graad 2 gewees, sit ek daar in die saal, sit die kerk chock-en-block vol. My ma sit hier, ons sit by Anne Tannie daar, my sonnaskooljuffrou of iets. Na die diens, kom hier so. Daar's niks groter as my ma om haar kind na die Here toe te bring. Kom hier so. Sê pastoor, hy is doof, sukkel met die ore. Nou moet ek weer die week ingaan hospitaal toe. Hy sê, Johan, glo, ja, ek weet nie, ja, glo maar. Druk sy vingers in my oor en hy bid vir my. Woep, daar kom ons by die dokter, haal hy die buisies uit, nooit weer operasie, nooit weer ding nie. Ek het so ek gaan nou die dag so 'n paar jaar terug na 'n spesialis. Nou sit hy vra my 'n klomp vrae, hy sê, nee, okay, kom ons kyk jou ore. Hy sê, is jy seker, want jou ore, dit lyk nie soos iemand wat soveel operasies gehad het nie. Is jy seker? Kan jy reg onthou? Ek sê, ek het 5 ooroperasies gehad. Ek weet. Die seerste ding is dat dokters met so lig sit en hy druk 'n ding in jou oor in. Ek weet wat seer. Jy weet. Maar God het my aangeraak. My ma het geloof gehad. Sê kom, laat ons vir jou bid. My pa en ma staan daar. Bid daar saam met my. Woep, raak die Here ons aan. Daar's niks groter as jy nie. My hartseer vandag is, jou kinders kom kuier. Nee, pastoor, ons gaan nie kerk toe nie want die kinders is hier. Sê vir die kinders, luister, ons gaan kerk toe. Ons gaan die Here dien, dis wat ons doen. Dis wat jy doen. Moenie laat hulle jou roel nie. En ek waardeer dit, julle wat julle kinders bring. Nou, hoor nou hierso. Vers 35. Kom ons gaan Romeine 8 vers 35. Nou onthou nou, God is aan jou kant. Nou gaan ek 'n moeilike deeltjie gou praat. Kan enigiets ons ooit van Christus se liefde skei? Sal dinge soos lyding of benoudheid of vervolging, honger of koue of gevaar of doodsdreiging dit reg kry? Selfs die skrif klaar dit tog. Om u ontwil bedreig die dood ons die hele dag en word ons as slagskape beskou. So met ander woorde, die troppieskape is dan almal oor my, ek gaan 'n skaap steel hierso. Dis wat jy sien. Vers 37. Tog is ons ten spyte van al hierdie dinge besig om 'n
klinkende oorwinning te behaal deur Christus wat sy liefde so duidelik aan ons bewys. Kom ons stop net 'n oomblik daar. Kan enige iets ons skei van die liefde van die Here? Glo jy dat God jou liefhet? Dan kom ek vertel jy wat my gebeur as pastoor. Laat jou kind net doodgaan, dan vra hy, waar is die Here? Hoekom het die Here dit aan my gedoen? Wat het ek nou verkeerd gedoen? Waar is God se liefde nou? Pastoor, jy preek oor liefde, waar is God se liefde? COVID, was daar mense wat nie kerk toe kom nie. Hy sê, ons bid, vertrou die Here, nou gaan my man dood. Ek speel saam met 'n ou golf, die volgende oomblik, 'n week later, bel die vrou benoud. Ek het gedog, COVID is 'n grap. Tot hy tweede Delta virus ons tref, ouma, die volgende oomblik bel, benoud, nou moet jy bid, nou moet jy iets doen, whoop, man dood. Ek kan nie glo wat hier aangaan nie. Dan vra hulle, waar is die Here nou? Hoekom het die Here? Ek dog God het ons lief. So don't take offense. Ons kan maklik hier sit as alles lekker gaan. Geloof is maklik, is alles lekker gaan. Is dit nie so nie? Dan vra ons, waar is die Here? Ek praat met 'n pa, 'n kind, maandag laasweek huisbesoek. Die dogter is al 18, en dan die volgende een is eers 10, dink ek, of so iets. Sê, want ons het 6 miskrame gehad. Sê ek, op by die Here dien, stel nie meer belang in God nie. So, waar is God se liefde nou? Nou skei die liefde van die Here. Skei die liefde van die Here. Maar, is dit die waarheid? Hy sê, en toe kom sy broer daar, en hy sê, volgende jaar hierdie tyd gaan julle kind hê, in September. Hy sê, ag, twak man, die Here het geen glad nie lief vir my nie. En die volgende oomblik sy vrou swanger, en die tyd is Oktober, hy sê, sien jy, die Here is nie reg nie, en raai wat doen die Here toe? 26ste kry sy 'n noodkeiser, maar jy sal September gebore word, ouma. As ek sê September sê gebore word. Hy sê daar verander sy hele lewe. Hy sê hy begin die Here teen die loop die pad van die Here. Hulle het nog 'n kind 'n jaar daarna. Alles gebeur. Toe moet hy breek. Stop nou Here. Nou. Jy weet, maar my punt is net is ons raak kwaad as goed nie gaan soos wat ons sê nie. Maar as jy verstaan dat God vir jou intree, hy pleit vir jou. Verstaan nie? Kan ek nou iets met julle deel? Persoonlik, wat ek nou al met die disipelskapgroep gedeel, maar ek voel om vanmôre hier te deel. Nee? Ek is 21 jaar 'n medeleraar en die laaste tyd het baie sleg gegaan. Hentie is gister 11 jaar terug oorlede. Dit net sleg gaan, ek kon nie meer nie. Ek sê, Here, daai jaar, 2015, stop ek gaan nie meer in die bediening wees. Ek kan nie meer saam met hierdie ou wees nie. Narcis verby, hy's alkoholist, dis net bad. Ek sit in my hart agter, en die Here weet, ek's baie hartseer hieroor, maar die Here het my al vergewe. Dan sit ek, dan braai ek vleis, en daar 3 hondjies, dan gee ek vir elke 'n stukkie vleis. Sê ek vir die Here, Here, ek's beter as jy. Jy gee vir ander pastore 'n gemeente, jy sal nie vir my 'n gemeente gee nie. Die Here het my al vergewe. Dit is vir my al makliker om dit te vertel. Want as die ding nie gaan soos wat ek sê nie, dan is dit die Here een wat skuld is. Maar eintlik het die Here die beste vir my gehou. Ek het die grandste gemeente in Limpopo vandag. Nou praat ek met my vrou vanmôre daaroor. As ek nou iets eet en hier's nou 3 honde, geef hulle 'n stukkie vleis, maar die veearts gesê, moenie hierdie hond moenie vleis eet nie, want hy het 'n abses in sy maag, hy moenie nou iets kry nie. En ek gee nie vir hom 'n stukkie vleis nie. Het ek hom lief of het ek hom nie lief nie? Ek het hom eintlik lief. Dink julle ek is beter as God? Glad nie. Maar as ek opgehou het ek alles gemis. As ek die bediening gelos het ek alles gemis. As ek net aanhou. Weet wat is die grootste leuen wat die duiwel by jou kom? Sê jy kan nie meer nie. Dis klaar. Jy kan dit nie meer vat nie. Jy's nou klaar. Jy kan nie meer nie. Dis die grootste leuen wat die duiwel by jou kom. Jy kan. Raai wat is die laaste versoeking van Jesus? Hy hang in die kruis en sê, as jy dan die Here is, daar red jou en red ons ook. Jy kan nie meer nie, ons het pyn, ons kan dit nie meer vat nie, haal jou weer af, red ons nou. Jy kan nie. Maar eintlik is God iets voorberei. Kom ek net hierdie sê, laaste ding. As jy vir iets bid en jy kry dit nie, is daar 2 redes. Of die Here is besig om jou voor te berei vir dit, of die Here is op daai plek, daai ding wat jy wil hê, besig om voor te berei. Een van 2. Nou ek veroordeel niemand nie, hoor my heeltemal, ek verstaan van julle se omstand, veroordeel niemand nie. Al wat ek, jy weet, elke ou staan voor die Here veroordeel jou nie, hy's aan jou kant, hy's lief vir jou, hy staan by jou, hy's
hy's by jou. En as jy 'n fout maak, hy help jou weer, moenie worry nie. Maar as jy bid, en dan vra ek jou, hou 'n bietjie aanhou nag, want die Here is besig om jou voor te berei, of die Here is besig om daai voor te berei. Nou wat met my gebeur het, kom vertel dit hierdie vir julle, is, ek en my vrou, ek kan nie meer nie. 1 September preek Maak Bredenkamp in Alberton. Ek sê ons gaan soontoe. Nou ons besef nie hoe die duiwel werk nie. Op daai stadium, Amy is graad 10, Lindy is graad 7. Ry ons Alberton toe, ek sê goed, ons vroeg, kom ons staan op daar, ek het nie geld nie. Ek sê kom ons eet 'n special nou. Net die duiwel daar, het ek en my vrou helse fight net daar. Want die kinders wil nou nie die special eet nie, hulle wil nou iets anders eet. Jy weet, en nou sê sy, man, kom ons gaan huis toe, boor die kerk. Ek sê, sy ding is, ek gaan nie huis toe nie, dit is slegter by die huis as by die kerk, kom ons gaan kerk toe. Jy weet, want ek wil hê my kinders, nou Maak Bredenkamp, wie was al in 'n diens van Maak Bredenkamp? Hy is wild, papi, nee? En hy is wild. Nou, jy het nog nie so wilde diens gehad, maar ek wil hê my kinders moet dit sien. Ons is agter in die kerk, niemand sien ons nie. Sit ons daar agter. En hy preek oor Hagar wat weggejaag word. En sy huil voor die Here. En die Bybel sê hy het die kind se gehuil gesien. En die Here sê ek red jou en ek maak jou baasvegter. God praat net daar met my. Hy hoef niks verder te sê nie. Ek moet die Here praat met my. Toe hy klaar is, hy amen sê daai man daar agter kom staan hierso. En wie praat hy? Hy sê jy, kom hierso. Ek sien, daar kom verandering, ek sien finansiële deurbraak, ek sien 'n klomp goed, nou kom ek nader geloop, by hom staan te vra, wat wil jy hê? Nou is ek bang om iets te sê, want hier sit 'n klomp pastore, as my presiderende pastoor moet weet, jaag my die volgende dag weg. Hy sê, wat wil jy hê? Die Here het baie keer gevra, wat wil jy hê? Hy sit sy mic af, hy sê vir die profeet, wat wil jy hê? Sê vir die 4de keer vir my, wat wil jy hê? Sê vir my. Ek sê, ek wil my eie gemeente hê. Hy sê, you've asked a noble thing, and God will give it to you. God have asked you, and I will give it to you. Sê, but, no compromise. As jy een kompromie aangaan, gaan jy alles verloor. Hy praat oor die 7 geeste van die Heilige Gees. Jy weet, spirit of knowledge, spirit of fear of the Lord, spirit of, daai nie. Ek sê, ons trek. Eintlik het die Here al voordat van ek sê, maak jou gereed om te trek. My kinders huil snot en traan op pad huis toe, want hulle wil nie trek nie, hulle wil skool toe gaan. Nou sê Kyle, jy gaan hierdie kinders kalm kry. Kyk, ek goed hou my mond. Die volgende dag, nou is dit 'n seminar, nou gaan ek en my kollega, ek bid die Here asseblief laat net niemand niks sê nie. Jy verstaan nie 'n narcis nie, man. Nou ry ons die kant toe. Daar hoor ons Hentie is oorlede. Niks. Jy weet, dit is jammer. Hentie was een keer in my huis, ken vir hom en Etna, selfde netwerk en alles. 1 September. 24 September, daai lang naweek nooi hulle my om te kom preek. Nou ek stupid, ek sien para van die netwerk. Ek kom maar net om hulle te help preek, want dit is nou 'n gemeente wat se pastoor net dood is. So ek preek daai môre bless die Here my. En die bestuurder en sy vrou het eintlik die groot sê in die gemeente gehad. Gaan eet na die tyd. En in my preek, wat gebeur is, die dag voordat ons daar sit, eet ons by Wimpy, en ek mors roomys. Nou is ek skaam voor die mense. Nou traai ek het so, het jy al iets traai afvee, en jy wil hê niemand moet dit sien. Nou traai ek het so afvee, en in my preek sê ek, dis hoe ek voor die vrou voel, en ek traai dit net weg, dis God se genade, hy bedek jou sonde. Hulle hou daai Sondagmiddag 'n noodvergadering, hulle beroep my. Nou as jy die AG stel verstaan, nie. Maandag 12 uur getekende beroepsbrief van die hoofsekretaris en ons voorsitter Johan Steyn. Ek het die job, punt, daar's hy. Bonatuurlik wonderlik. Ek en my vrou gaan sit. Here, wat gaan hier aan? Wanneer is Hentie oorlede? Hy's 5 uur die middag gaan draf, hy kry hartaanval, hy's dood. 8 uur daai aand profeteer hy, ek gee vir jou die gemeente. Nou ek sê nou vir julle, as ek daai dag vir die Here gevra het, Here, ek soek 'n boot, en die Here vir my 'n boot gegee. Ek sê dit vir jou. As die Here, wat ek ook al daai oomblik vir die Here gevra het. Nou verstaan ek dit nie. Hy's 'n blinde. Roep hy die Here uit die blinde. Hoorie, wat wil jy hê? Here, dat ek kan sien. Kan die Here nie sien, die ou wil sien nie. Maar dalk wil die ou geld hê. Dalk wil hy 'n vrou hê. Dalk wil hy iets anders hê. So wat gebeur? Nou terug, ek bid vir 21 jaar, ek soek my eie gemeente. Die ouens sê vir my, hoekom jy nie gaan gemeente soek nie? Ek kan na Johan Steyn toe gaan. Johan Steyn nie een keer vir my vra, moet ek vir jou beroep reël nie? Sê ek nee. Voordat ek kon keer agterna, sê ek asseblief Johan, doen iets. Want toe dink hy klaar, hierdie ou is 'n para, jy weet.
Maar wat het God eintlik gedoen? Hy het my voorberei vir die gemeente en hy het die gemeente voorberei vir my. Want toe is die gebou klaar gebou, plus die Here het vir my gesê geen kompromie nie. So toe ek hier kom, geen kompromie nie. En waar die eerste 6 maande, net Estie weet dit. Ja, net Estie. Eerste 6 maande, Shanna na in die gemeente, ek dink die beste gemeente, niemand het huweliksprobleme, niemand niks, want die pastoor is dood, so niemand sê nie, ek weet van niks, en Etta sê, sy sê niks van niemand nie. Jesus, dis die wonderlikste gemeente. Ons sit daai Sondag, jy moet nou, ek sê dit in nederig, julle moet verstaan. Hulle vra vir my, ek vra vir hulle 2 dienste, hulle gaan 2 dienste Januarie begin, as die skole open. Ek sê nee man, ons begin die eerste Sondag met 2 dienste. Sê, gaan nie mense wees nie. Ek sê, hoeveel mense in die eerste diens? Sê, so 20, dalk. Ek sê, ek preek vir 20, moenie worry nie. Hy eerste Sondag, dra hulle stoele in die agterdiens in. Hulle het minder stoele gehad. Tweede diens vol. Ek en my vrou ken net 'n vol kerk, want die Here sit my. Na 6 maande besluit ons, hulle sê al die jare, hulle wil 'n Engelse diens begin. Ek sê, right man, sit die klats, sy sit om in een en drop die klats, ons begin 'n Engelse diens. Ek gaan nie op die hoek staan, en dan gaan ek al die swart kinders wat verby is, nooi om kerk toe te kom. Nou my groot mond vertel ek vir almal, hulle kom die Woensdag, kan ons jou sien asseblief? Right, ja kom, voordat ek uit plaas toe ry, right, kan ons vra asseblief, jy nooi geen swarte kerk toe nie. Sit ek daar, okay, ek sê maar nie, ek sê jong pastoor, wat moet ek nou sê? Ek sê nee, dis reg. Ek sê maar as hulle kerk toe kom, wat nee, dan is hulle welkom, maar jy mag niemand nooi nie. Want toe het ek al gesê, ek wil by Piek, onthou, ek wil die kerk moet werk. Ek kom uit 'n tronk uit, ek wil die kerk laat werk. God het my hier binne in my, ek dryf, ek moet hierdie gemeente laat werk. Vir 21 jaar wag ek hier voor, ek werk met alles wat ek wil hê om hier te wees. Jy hoor nou, nie? Hy selfe ou, die Woensdag, Vrydag ry ons CRC toe en daar sing 'n swart band en 'n swart ou sing daar God's Not Dead. En terwyl hy sing, sê die Heilige Gees vir my, vir wie het jy nou geluister, vir mense of vir my? Jesus man, ek val op my knie, ek bely my sonde, ek staan daar op, ek klim, my vrou weet van niks, nou klim ons in die wette, ek sê vir haar ou so, ek het vir jou geluister, maar nou gaan ek vir God luister. My vrou skrik oor my, ek sê weet hier kom moeilikheid. Daai maandag staan ek hier so, die arme Annelie, sy duck and dive nie, want sy weet hier kom moeilik, ek staan nie, nou nooi ek niemand, ek sê, I'm the pastor, I just want to bless you, he's sweet, ek bless you, al die swart kinders wat by, Dinsdag, Woensdag sê ek, twak, Sondag kom julle kerk toe, jy Sondag in die kerk, toe kom klomp worms uit, en 'n simpel ding net, daai Desember, yes, ongemoeilikheid, hulle traai my uit die kerk uit werk, maar die wet van my kant, hulle hou skelm vergaderings agter my rug, alles, ek lê in my karavaan, ek sê, Here, ek weet nie maar, die Here sê, gaan sit waar hulle geld tel. Gaan sit waar hulle geld tel. Hey, kom ek terug van vakansie af, maandag, hier tel hulle geld, ek gaan sit, hulle sê, so, hoekom sit jy, dink jy ons is skelm? Ek sê, sies man, dis mos nie wat ek sê nie, sies vir jou. Ek sit net hier, die Here het gesê, ek moet hier sit. Hoe kan die Here dit sê? Ek vra vir jou, hoe kan die Here dit sê? Hoe kan hy dit nie sê nie? Ek kan enigiets sê. Ja, okay, volgende maandag sit ek weer daar, hier daag die een vrou nie op nie. Die maandag en na daag die ander vrou nie op nie. Woep, hier kom die wurms uit. Net 'n simpel dingetjie. Vandag, as julle het geld tel en ek mag nie bysit nie, as jy gefire net daar. Jy hoor wat gebeur. So God is aan jou kant, nou vra ek jou bid 'n bietjie meer. Smeek 'n bietjie meer. Weet dat Jesus vir jou intree, dat hy vir jou pleit, dat hy met jou is, dat hy saam met jou is. Bid 'n bietjie meer, pleit bietjie meer. Vra Here, wat moet ek doen? Ek kan hier ook met julle praat. God praat in kort sinne. Kort sin, hy max 10 woorde. Hy praat nie redenasie, die duiwel het ons met redenasies. Die duiwel stry, die duiwel oor, hy praat God se. Hy sê kom, klim op die water. Hy sê vir Petrus kom. Hy sê staan op, vat jou bed en loop. Dis wat hy sê. Sien. Dis al wat hy doen. God praat min woorde. Laat daar lig wees. Boep, ons al lig. Dis wie God is. So as jy 'n kort dingetjie hoor, maar jy weet die Here praat met jou. Jy kan dit doen. En dan moet jy nie wag nie, dan doen jy dit dadelik. Dadelik. Doen die Here. Dan vra ek weer vir jou. As dit nou nie gaan soos jy sê nie. Here, waar is u liefde nou? Want hy sê deur dood en lyding en beproewing, al die goed, het God my steeds lief. Ek moet nou 'n laaste ding sê. Ek raak kwaad oor die land. Ek dink julle mans raak ook kwaad oor die land. Jy wat sê Kale altyd vir my, wys my een plek waar Jesus oor politiek gepraat het.
Wys my een plek waar Paulus oor politiek gepraat het. Niks. Dit help nie. Dis aardse goed, ons is nie van hierdie aarde nie. Dis nie wat saak maak nie. Wat saak maak is die Here dien. Wat saak maak is die kerk, die rede dat Fokus Deo bestaan, is omdat ons Jesus aan mense bekendstel en saam volg ons die Here. Dis hoekom ons hier is, om Jesus vir mense te wees. Die Here het nie 'n saak politieke stelsel, die duiwelse stelsel. God nie saak om, moenie kwaad raak daaroor nie. Glad nie. Kom jy in 'n ander land, want hulle net soveel moeilikheid, dan sê ek nie daar bly nie. Wie op bevoorreg Suid-Afrika, ons vat hier, ons sit hier die kruis op, ons maak die pad toe. Niemand vra nie. Daai Engelse, hy laat die stop daar, so hy sê spiek op. Hy sê pa sê die kerk is huis toe. Die boer bel en sê ons trok is op die pad nie. Hy sê moenie worry nie, ek gaan hulle aan die ander kant die dorp. Dis so lekker Suid-Afrika is. Maak so lus voel man. Nou dan's kom die kerk, kom ek vra, dink julle die kerk moet slaaggate regmaak? Ja, want as die Here jou gate reggemaak het, kan ons maar ander ouens se gate regmaak. Dink julle die kerk moet papiere optel? Ja, want as die Here jou twak moet optel, dan kan ons maar ander ouens se twak optel. Is dit nie so nie? So, God is aan ons kant. Jy moet weet, die Here het jou baie lief. Hy het my bietjie liewer as vir julle. Dit moet jy weet. Dit is maar so. Ja, dit moet jy maar weet. Dit is so. Jy kan dit sien. My vrou sê ook al, sê sy dink ook so. Maar dit is so. OK. Dankie julle, dis lekker om met julle te praat. Ek sal nog 'n paar ure met julle praat. Kan ek net sê, my vrou met julle weet, werk regtig harder as ek. Jy moet dit weet. So en sy het nou baie druk met haar ma en staf. Wat seuns ken nie dit nie. Jy weet, ons ken nie lekker van dit nie. So, OK, maar kan ek vir julle bid? Ek bid vir julle. Vader, dankie dat U U seun Jesus gestuur het. Jesus, dankie dat U ons so lief het. Vader, U het ons so oneindig lief. En ek bid dat ons dit sal besef. Ek bid vir elkeen wat hier sit, dat hulle besef, U veroordeel hulle nie. U kla hulle nie aan nie, U beklei nie met hulle nie, U red hulle, U help hulle. Here, as iets verkeerd gaan, is dit nie U wat dit doen nie, U straf hulle nie, U bring dit nie oor hulle nie, U het hulle lief, U het hulle lief, U het hulle lief. U doen dit met liefde, en U pleit vir ons. Jesus, dankie dat U vir ons pleit, dankie dat U vir ons intree. En Here, kan ons 'n lysie bring en vir U sê waaroor U vir ons moet bid. Dankie Here dat ons 'n lysie kan bring. Ons sal 'n lysie bring vir U. Dankie vir U vrede oor ons en dankie dat ons weet U het ons lief in U naam. Amen.